Okay, ons is in die laaste week eintlik van ons jaarlikse fliekreeks en wat 'n ongelooflike tyd gewees en dit is ons fliekreeks is waar ons moderne flieks vat en ons leer iets 'n geestelike beginsel of 'n geestelike prinsip wat ons 'n waarheid wat ons leer. En dit is baie keer soos Jesus het ons gesê. Jesus het baie keer mense gebruik, stories gebruik, wêreldse stories gebruik, veral onder met boerdery en goeders omdat hy in daai area om daai tydperk geleef het. En dan het hy 'n geestelike waarheid of 'n geestelike beginsel geleer sodat ons God beter kan sien. En my gebed vandag is dat jy werklik met die fliek wat ons vandag gaan kyk, dat jy God weer op 'n nuwe, ander manier gaan sien as jy uitstap. Ek skiet vandag eintlik so 'n bietjie van 'n ander rigting in as wat ek die laaste 2 weke ingeskiet het. En vandag se tema het ek eintlik myself neergeskryf, die tafel van genade. Tafel van genade, want soms lyk genade nie altyd soos wat ek en jy wil hê dit moet lyk nie. Partykeer is dit in 'n morsige kombuis. Partykeer is genade, dit ryk soos gebrande sous. Dis 'n klomp vreugde en dit klink soos mense wat totaal en al bo oor mekaar praat. En dis wat ons vandag gaan kry. Ons gaan vandag sien genade. So, kom ons begin met die eerste klip. Hy is die langste klip, ek dink so 6 minute lank. Enjoy hom. 'n Bietjie lang julle, maar ek wil gehad dat julle moes verstaan van waar hy kom. Ons fliek vandag wat ons kyk, is die fliek met die naam Nonnas. Wie het nou ooit gekyk het nie. Dis 'n man met die naam Joe wat rock bottom geslaan het in sy lewe. Rock bottom. Hy het sy ma verloor en net het hom gevoel op 'n stadium of hy nie meer weet waarheen om sy lewe te gaan as jy die fliek kyk nie. Het gevoel of sy hele lewe uitmekaar geskeur is. En jy kan op 'n stadium in sy oë kan jy die seer sien, jy kan hierdie pyn sien, jy kan hierdie leegheid sien. Iemand wat gesê het daar, ek weet nie wat hou vir my môre in nie. Ek weet nie wat my volgende stap nie. En dit was my so mooi want dit is waar genade begin. Dis waar genade begin. Nie op 'n plek waar ons alles reg doen nie. Partykeer kom genade of juis waar ons gebroke is om vorentoe te beweeg. Sien as jy die fliek so 'n bietjie gaan aankyk en ons gaan nou nog so 2 stukke kyk, gaan ons sien dat Joe het nie geloop soek vir genade nie. Genade het hom gaan haal. Dis net nie die krag van God nie. Dis die krag van God vir my. Nog voor jy eers sy naam uitroep. Nog voor jy nog eers begin, het Jesus God alreeds besig vermoor om na jou toe uit te reik. Psalm 34 vers 18, ons een skrif sê, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Nog is dit jy vermoere. Nog sit jy vermoere en jy voel soos hierdie ou vermoere, God is ver van jou af. Dalk voel jy vermoere, sit jy vermoere en dit voel vir jou asof mense ver is van jou af. Dalk het jy iets verloor. Dalk het jy iemand verloor. Dalk voel dit vermoere vir jou of iets hier binne jou dood is en jy sit hier so vermoere en jy wonder, sien Jesus my nog ooit raak? Het hy 'n plan nog vir my lewe? Wat doen ek hier? Het hy my nodig? Gaan hy my nog gebruik? En lewe voel vir jou asof dit net messy geword het. En lewe voel vir jou asof dit net te gecompliseerd is en net vol teleurstellings. Dan wil ek vermoere jou begin bemoedig. Deur vermoere sê dat genade wil vermoere jou kom haal op daardie plek waar jy is. En vermoere vir jou kom sê, jy is welkom. Jy is vermoere welkom. Kerk, jou foute diskwalifiseer jou nie vermoere van God se genade nie. Jou verlede diskwalifiseer. God is nie kwaad vir jou nie. Inteendeel, dink ek, hierdie sin het my so hierdie week my Jesus, dink ek wil vir baie van julle vermoere fluister in julle oor om te sê, hey, ek mis jou. Mis jou. Omdat jy dalk iets in jou lewe verloor het en jy soos jou voel dit vir jou asof God ver is. Dis genade.
Genade vind jou op 'n maandagooggend, môreoggend wanneer dit reënerig is, dan genade jou. Genade vind jou op die plek waar jy ligte af is en is net jy alleen in jou bed en is donker om jou. Dis genade. Is nie altyd dramaties nie, partykeer is dit net, is eg. Genade gebeur wanneer God vanmôre in jou hart kom fluister. Ek sien jou nog steeds. Ek het jou nog steeds nodig. Ek is nog nie klaar met jou nie. Dit voel dalk vir jou asof jou lewe totaal gone is. Ek is nog nie klaar met jou nie. Sien dit jou sit en hy eet daai laaste stukkie pasta wat hy probeer maak het, soos sy ouma en sy ma dit gemaak het. Dan jy het nog nie besef op daardie oomblik nie, maar genade gaan hom lei na iets diepers toe. Genade gaan hom na 'n klomp mense toe lei wat hom gaan help genees om weer in homself te glo, maar ook weer in God te herstel. Kerk, genade vind jou vanmôre waar jy is. Hy kry jou vanmôre op die spot waar jy in jou lewe is, of dit vol messie is en of dit vol teleurstelling is of dit vol wat ook al is. God genade ontmoet jou daar en dit bring jou ook vanmôre weer in 'n gemeenskap waar jy kan groei en gesond word. Hierdie fliek, hy toe op die stadium het hy iemand ontmoet en sy ma het vir hom erfgeld gelos. En hy het met daardie erfgeld vir hom 'n ou restaurant gekoop. En uit hierdie restaurant het hy geweet, wil hy weer 'n restaurant vorm, of wil hy weer 'n plek maak waar dit soos sy ma se huis voel. En in plaas daarvan om chefs te kry, kry hy toe 4 ou tannies wat vir hom kook. Kyk hierdie volgende stuk. Hier is my amazing stuk. Elke keer as ek hierdie ding kyk, is my ongelooflike stuk, want dit is nie 'n byeenkoms, dit is nie 'n groot gebedsbyeenkoms nie. Dit is nie 'n plek waar wonderwerke, tonele plaasgevind het nie. Dit is 'n kombuis vol ou mense wat kook en gesels en lag en praat en mekaar aanvaar. En daar word jou se hart genees. Daar vind hy iets binnekant. Daar kom genade en genade ontmoet hom. Let op. Dit werk deur eenvoudige teenwoordigheid van mense. En terwyl ek hierdie week besig was met voorbereiding, toe besef ek wat in daardie kombuis gebeur, behoort eintlik elke Sondag in hierdie kerk te gebeur. 'n plek waar mense lag. 'n plek waar mense by mekaar kom. Ek het hier net gekyk, genesing is nie altyd deur massive ervarings nie. Soms kom genesing deur hardnekkige, alledaagse, liefdevolle teenwoordigheid. Deur 'n gelag, deur 'n saamkom, deur sopnat te hardloop van die kar af hiernatoe. Deur hier by mekaar te sit. Sien ons hoe Jou se hart genees, omdat hy omring was met mense wat hom weer laat lag het. 1 Petrus 4 vers 8 sê, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Ek dink ons dink baie keer, partykeer is genade hierdie private ervaring, is net tussen my en God, maar genade kan ook baie keer bedoel word om ervaar te word deur mense. En kerk, ek dink dis wat ons weer moet hoor. Ek dink dis weer die mindset wat ons dalk moet ingaan in 2026, dat ons is 'n klomp messie mense, julle. Dink ek is die messieste van julle almal hier. Messie klomp mense. Mense wat foute maak. Mense wat hardkoppig is. Mense wat maar 'n plek vol genade. 'n plek waar mense kan inkom en kan sê, hier word ek aanvaar. Hier gaan ek genesing kry saam met 'n klomp ander messie mense. En 'n plek waar ons lag, en 'n plek waar ons dans, en 'n plek waar ons met mekaar praat, en 'n plek waar ons genesing vind. Ja, ek dink daar moet verandering plaasvind. Een van ons visions is, ken God, nommer 2 is vind vryheid. Jy kan nie dieselfde lewe nie, as jy Jesus ontmoet het, moet jy verander. Maar 'n plek vol genade. Ek wil dit vandag noem, ons nie eens in my notes nie, maar kom ek noem dit net. Ons gaan nog baie foute maak, kerk. Ek gaan nog baie foute maak. Ek kan nog baie keer verkeerde goed hier sê.
Ek gaan nog baie keer goeders doen wat ons nie, ons gaan kerk as kerk gaan nog baie keer fout. Die musiek gaan nie altyd lekker wees nie. En die cupcakes is great, en jy gaan partykeer slegte koffie en goeie cupcakes. En partykeer gaan jy nie 'n koppie hê wat jou hand gaan brand. En partykeer gaan die parkering nie wees soos wat jy wil hê nie. En partykeer gaan die stoel waar jy sit nie lekker wees nie, ons is 'n klomp messy mense. So ek sê vir jou, daar gaan altyd foute wees. As jy 'n kerk soek wat nie foute maak nie, as jy in die verkeerde kerk. As jy 'n leier soek wat nie foute maak nie, as jy by 'n verkeerde plek by my. Want man, ek maak baie foute. Maar prys die Here, is 'n plek vol genade. Prys die Here, ek kom by 'n plek in waar my sê, Erik, ek weet jy het nou weer jou mielie gepluk hierdie week. Dis okay, ek ook. Kom ons leer daai uit. Dis genade. Genade is nie altyd privaat nie. Joe het gedink dat deur hom weg te hardloop, dat hy genesing kan kry, en dit het eintlik gebeur toe hy met mense connect. Om mense weer toe te laat in sy lewe. En my vraag is hier vanmôre aan jou is, dalk het jy wegbeweeg van 'n community af omdat jy seer gekry het. Dalk het jy vanmôre hier gesit en jy het wegbeweeg van die kerk af, wegbeweeg van mense af, wegbeweeg af van die plek wat vir jou liefdevol is omdat jy seer gekry het. Dalk sit jy vanmôre hier en jy sê, ek het nie mense nodig nie, solank dit net ek en Jesus is. Wel, Jesus het ook mense nodig gehad. Inteendeel. Hy het saam met mense geëet, hy het saam met mense brood gebreek, hy het mense se voete gewas. Genesing, het ek hier geskryf, is so sop. Dit neem tyd en hitte, maar dit is die beste wanneer dit gedeel word met ander. En dalk wil genade jou dalk wil genade jou weer vanmôre terugnooi huis toe. Dalk wil genade nie net vanmôre vir jou sê, hoor jy's welkom nie, dalk wil genade jou vanmôre nooi na die tafel toe. Tafel van genade. Om te kom en te kom sê, luister, jy hoort hier. Kom sit. Dis okay oor jou verlede. Dis okay oor die foute wat jy gemaak het. Dis okay as dit vanmôre vir jou voel, jou lewe is besig om met mekaar. Dis okay. Hier is jy welkom, nommer 1, en punt nommer 2 is, hier hoort jy. Van die oomblik toe jou genade vind en hy 'n gemeenskap kry, toe begin hy genees en toe gebeur iets diepers binne hom. Hy vind sy pad terug na sy purpose toe. Ek het spesifiek hierdie stukkie gebruik, want ek wou weer gewys het, die Joe wat ons gesien het in die begin, gebroken en stikkend, en die Joe wat ek aan die einde gesien het, terwyl hy staan en kyk na daardie restaurant, is 'n totale ander Joe. Ewe skielik het hy besef dat sy lewe is nie hier om ryk te word nie. Sy lewe is nie hier om 'n groot reviews te kry vir sy restaurant of om titels te hê nie. Sy lewe is hier om ander mense te bedien. En is dit nie die hart van die evangelie nie? Is dit nie die hart van die gospel nie, dat ek en jy word nie gered sodat ons groot kan wees nie. Ek en jy word juis gered om ander mense te bedien. Genade het nie net Joe se hart genees nie, maar dit het hom 'n hele nuwe roeping gegee. Ek het hierdie vers gekry, Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed. Voorspoed. Ek wil julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Let hierop dat die toekoms wat God beloof is nie altyd maklik nie. En die toekoms wat God beloof is nie altyd voorspelbaar nie, maar die Bybel is baie duidelik, dis vol hoop en dit het 'n doel. Ken God het partykeer 'n manier om jou verlede in 'n platform te skep vir ander om te genees. Sien, Joe het gedink in die begin dat sy storie eindig. Hy het gedink in die begin dat hy sy ma verloor, het hy die vraag vir sy chommie gevra, hoe gaan ek aanmore? Dalk sit jy vanmôre hier. Hoe gaan ek aanmore? Hy het gedink dat sy hele lewe verby is. Hy het gedink dat nadat hy verloor het hy alles verloor. Hy het gedink sy mislukking gaan hom begin define, maar genade het ander planne met hom gehad. Joe het weer sy doel in die lewe gekry. Sy restaurant word meer as 'n besigheid. Sy restaurant word 'n plek waar mense behoort. Kerk, kan ek vanmôre vir jou sê, God kan enige pyn vanmôre weer kom herstel. Kerk, God kan enige verlede verander na iemand toe, om iemand anders te weer te genees. Dalk voel jy vanmôre soos Joe. Dit was my hart vanmôre. Sien julle, hierdie week het die Here dit net my hart gelê. Dalk voel jy soos hy. Dalk voel dit vanmôre vir jou, jy's verlore. Dalk voel dit vanmôre vir jou, jy't seer. Dalk voel dit vanmôre vir jou, iets binne jou is dood. Jy het jou why verloor in die lewe. Jy weet nie eintlik hoekom jy hier is nie.
Ek is hier vanmôre vir jou, want dis al hoekom Here vanmôre is. Hy wil weer genade aan jou teruggee. Hy wil weer vanmôre vir jou genade gee. Hy wil weer vanmôre vir jou sê, hey, dis wat ek gedoen het aan die kruis vir jou. Dat genade jou verander na dit wat met my gebeur het, kyk wat is God besig om deur my te doen. Kerk, genade wag nie dat jy perfek word nie. Genade vind jou vanmôre waar jy is. In die middel van jou gemors, in die middel van jou seer, in die middel van waar jy is, bou hy 'n tafel. En dis maar die storie van die gospel. Dis waar gebroke mense weer beloning kry. Dis waar outcasts weer 'n sitplek kry. Moes eintlik 'n tafel hier gedek het. Dis waar 'n pyn weer 'n purpose word. Die lekker ding is, die uitnodiging staan steeds vanmôre. Dit is nie opgehou nie. Dalk sit jy vanmôre hier en jou hart is nie lekker nie. Jy het al die pad in die reën gekom om vanmôre hier te wees, want jy soos Here, ek weet nie eintlik nie. Seer gemaak. Probeer dinge op jou eie fix, jy kon dit nie reg kry nie. Jy het hierdie haat binne jou. Jy het hierdie bitterheid binne jou. Dit het jou weggedryf van die tafel af. Uitnodiging staan vanmôre steeds. Die kerk se deur is oop vandag. Die tafel is gedek. Jou sitplek vanmôre het 'n naam op. Kom terug. Laat genade weer vanmôre jou hart genees. Gee weer vanmôre sê, Here, hier is dit. Dis my seer, dis my bitterheid, dis my haat. Hier is dit wat ek verloor het. En God kan dit gebruik, partykeer deur die kerk, deur 'n selgroep, deur mense, kan hy weer jou hart genees. En vir die van julle wat nie is, vir die van julle wat nie seer het nie weg is nie, ons moet so wees, kerk. 2026, hierdie 26 my hart daarso. Ons moet 'n plek wees waar ons vol genade is. Stikkende mense gaan nie instap. Mense wat nog nie lekker is nie. Hier moet hulle genees. Hier moet ons 'n plek gee waar ons sê, ek gee nie om hoe jy lyk nie. Solank dit hier toe is en nie toe is. Ek gee nie om wie jy is nie, kom. Hier is 'n plek vir genesing. Kom ons bid saam. Here, ek kom bid vanmôre. Vir elke liewe ene wat vanmôre hier sit en wat gevoel het soos hierdie jou. Gebroke,